Dankie Vader vir die wonderlikheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dankie dat U in hierdie môre in hierdie kerkgebou verteenwoordig. Ek bid vanmôre dat elke man, vrou, seun en dogter hulle harte net sal oopmaak, sodat U kan indring deur U kosbaarheid. Dis U woord, Here, wat vir ons vrede gee. Dis die woord van God wat ons bou en opbou. Dis daarom dat ons in hierdie dag kom in die mooi naam van Jesus. En ons wil sê, without Him, how lost I would be. Maar met U, Here, kan ons die wêreld en die lewe in die oë kyk. Al sal daar wat wees in die lewe, God is met ons. Seën nou en word verheerlik, Vader. Dis my gebed in Jesus naam. En almal sê amen. En amen. Baie dankie orkes, die Here seën hulle baie ryklik. Jy kan se plekkies neem. 1. Ek wil vir u lees, ek gaan net 2 verse lees. Ek gaan uit die boek van Jakobus ter aanleiding gaan ek lees. Baie interessante boek. Kan nie nou alles praat oor wat eintlik in Jakobus aangaan nie. Maar ek gaan hierdie 2 verse net vir u lees, net die 2de vers en dan ook die 12de vers. Die Bybel sê so: Ag dit dan loutere vreugde, my geliefdes, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Dis 'n skrif wat ons nie altyd mee wil saamstem. Ag dit loutere vreugde, wanneer julle in allerhande versoekinge val. 12de vers, salig is die mens wat dan die versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Salig en goed sal het gaan met die mens, want die Bybel sê, as hulle die versoekings verdra. En dan gaan hy verder en dan sê hy, en hulle gaan die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan elkeen wat hom lief het. Daar is egter dinge wat ons moet deurmaak. Daar is egter 'n stryd wat ons moet stry. Daar is toetse wat kom. Amen. Baie mense dop die toets so maklik. Ek wil net vir jou sê, kerk, ek is hier om jou te help. Maar as jy die toets gaan pluk, gaan jy hom weer 'n keer oorskryf. Dis daarom dat die Bybel kom en sê, daar's 'n saligheid by die mens, as hy net die toets kan deurstaan, want dan sê God, hy het 'n kroon van die lewe vir so 'n persoon. En wanneer daar die kroon kom, en hy dit gaan ontvang,
sê die Bybel, die Here het dit ons nou beloof, en ek wil net vir jou sê, as God beloof het, sal hy nooit terugkeer op sy woord nie. Kan ek al amen kry? Halleluja. Jy weet, lidmaatskap, nou so 'n bietjie op 'n ander lyn inkom, is iets wonderliks. Jy dink maar ek weet nie, maar ek weet presies waar sit julle. En as jy nie hier is nie, dan mis ek jou. Nee, sê harder amen. Ek mis jou, as jy nie hier is nie. Maar kom ek sê vir u, lidmaatskap is mooi, belangrik en reg. Maar wat God soek, is kunskap. Dus hoekom ons kerk toe kom, amen, nie net om 'n lid te wees nie. Ek meen ek praat met almal en ek praat met myself. Ons kom na die huis van die Here, nie om net 'n lid te wees nie, maar ons kom na die huis van die Here, omdat ons kind van God is. Halleluja. Nou wanneer ek praat oor die woordjie kerk, dan beteken kerk twee dinge. Nou kerk beteken, ons kan praat van hierdie gebou as 'n kerk, en aan die einde van die dag bestaan hy uit bakstene en sement en staalwerke en hoe dit sy. Julle is baie stil, maar dis reg. Wanneer ek kom by hierdie gedeeltes, dan wil ek sê, dit is ook 'n kerk. Maar wanneer ons in 'n ander vorm sal praat van kerk, dan praat ons van julle en ons praat van die kinders van God. Hulle kan ook kerk wees. Amen. Met ander woorde, dit gaan nie so seer oor die gebou en die bakstene en die sement nie. Dit gaan oor dit, dat julle is die kerk van die Here en dra die teenwoordigheid van God in hierdie gebou in. Kan ek vir u sê, ek het al kerk gehou op baie plekke. Ek het al op sportvelde kerk gehou. Maar wanneer die kinders van God hulle hande begin opsteek, word daai heerlikheid in God. Ek het al in tronkselle kerk gehou. Vir manne daar staan hulle sulke kringe om my. Ek wil jou sê, maar as die heerlikheid van God neerdaal, dan word die tronk nie meer tronk nie, dan word dit kerk. Ek het al in plekke gehou, in losies van vrymesselaars. Wanneer ons daarin kom, ek het 'n gemeente begin op Bredasdorp daai jare. Wanneer ons daar instap, dan is dit stompies en dit is stoele wat deur mekaar is, en dan vee ons uit en ons kry die dinge weer 'n bietjie reg. Maar ek wil jou sê, ten spyte van al daai goede, die oomblik wanneer die kinders van die Here inkom, dan wil ek sê, word daai plekke heerlikheid in die grootheid van God. Ek wil sê, ek het al in fabrieke kerk gehou, en ek wil nie vreeslik uitbrei nie, maar ek het al in daardie jare, toe ons by Atlas gewerk het ek in daai tye, het ons so 'n ou kamertjie gehad daar, maar ek sê vir jou een ding sê, dit is maar 'n tipe van 'n ou kamertjie wat gebruik was vir allerlei dinge, maar die oomblik wanneer die kinders van die Here daar inloop, dan begin die heerlikheid van God neerdaal. En dan doen God sy werk soos hy dit alleenlik kan doen. Luister kerk, ek wil vir u sê, kerk kan 'n gebou wees, maar kerk is sekerlik ook die kinders van die Here. As ek julle nou almal vandag hier by mekaar vat, en sê ons gaan nou onder hier na Brakpan Hotel toe, en ons gaan daar in 'n lobby, gaan ons nou die lofliedere sing, en ons gaan die naam van die Here groot maak, laat ek jou sê, dan daal die heerlikheid in 'n hotel ook neer. Want dan is God daar.
dan is die Heilige Gees. Jy weet, ons het baie keer so heiligheid aan 'n kerk. Nee, hier is 'n gebou. Hy's maar net bakstene en daai tipe van dinge. Dit is nie die kerkgebou wat kerk maak nie. Dis die kinders van God wat kerk maak. Amen. Ek wil sê, ek dank God vir die lighuis. Ek dank God vir hierdie plek waar ons bestellings het met mense en kom ons hier by mekaar en op Dinsdae-aande kom ons hier by mekaar en op Sondagmiddag kom ons by mekaar en hoe dit ook al sê, dis 'n plek wat ons roep, maar dis kerk. Maar dis nie werklik kerk nie. Kerk is juis waar God in sy deel is. Nou wil ek vir u sê, hoekom kom ons kerk toe? Kom ek kerk toe. Ek gaan gou 'n paar dinge noem. Hebreërs 10:25 sê so: ons kom kerk toe, want dit is die regte ding om te doen. En die Bybel sê, ons moet dit nie nalat so sommige mense die gewoonte het nie. Hierdie ding by ons baie hier in my oor. Dit mag nie. Met ander woorde, dit is hoekom ek nommer 1 kerk toe kom, want die Bybel vermaan my dat ek en jy na die kerk toe sal gaan. Maar dan wil ek sê nommer 2, kom ek kerk toe, ons kom om gesamentlik God te aanbid. Die Bybel sê dit uitdruklik so, hy sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Met ander woorde, ek kom kerk toe, omdat ek gesamentlik met die kinders van die Here wil aanbid. Die derde ding, hoekom kom ons kerk toe? Ons vorm 'n eenheid en het gemeenskap met die heiliges. Dis hoekom ons kerk toe kom. Ek dink dis baie pertinent en baie belangrik dat ek en jy hier sal wees om die eenheid in die Here te vorm en dat ons hier gemeenskap met die heiliges ook in die teenwoordigheid van God sal hê. Die 4de plek wil ek sê, ons is besig met voorbereiding vir die ewigheid. Wanneer jy kerk toe kom, berei ons onsself voor vir dit wat voor lê. Amen. Dis hoekom ek kerk toe kom. Want ek wil my voorberei in die Here en in die dinge van die Here. Verder, die 5de plek, ons leer meer en word ryker in Christus om te groei in sy genade. Amen. Ek wil groei in die Here, mense. Dis hoekom ons na die kerk toe kom. Hoor wat sê Hebreërs 5de hoofstuk. Kom hy hier en dan sê hy dit so in die 5de hoofstuk. Wat ek net kyk 13 en 14de vers. Want elke een wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid omdat hy 'n kind is. Maar wat sê hy? Hy sê maar vaste spyse is volwassenes vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Luister, ek kom kerk toe en ek gaan dit onomwonde sê, liefgeliefde, ek kom hiernatoe omdat ek wil groei en omdat ek ryker wil word in Christus Jesus. Wat sê dit verder? 6de plek, getrouheid is 'n vrug van die Gees. Want Jesus het baie gewoontes gehad. En ek vir jou gou lees, wat was die gewoontes van jou Messias? Kyk, gewoonte is 'n baie slegte ding, as dit met slegte dinge te doen het. Maar wanneer dit kom by die Here, weet jy wat beteken die woordjie gewoonte? Luister, dit beteken, dit is aktiwiteite wat ons gereeld doen, wat ons lewensrigting bepaal. Dinge
wat ons gereeld doen. En dit wat jy gereeld doen, sal jou rigting in jou lewe bepaal. Wat sê die Bybel? Kyk hierso na Jesus. Kom hier in Lukas die 4 hoofstuk die 16de vers. Hy sê Jesus het na die sinagoge toe gegaan soos dit sy gewoonte was. Matteus 26:25, hy sê dag vir dag het hy mense geleer in die tempel. Hoekom het hy dit dag vir dag gedoen? Elke dag was hy daar, dit was 'n gewoonte van hom. Lukas 4:38, hy sê, Jesus het die gewoonte gehad om in die Joodse gebiede te preek. Hy het die gewoonte gehad. Lukas 22:39, sê die Bybel dat Jesus het na die Olyfberg toe te gaan om daar te bid soos sy gewoonte was. Luister geliefdes, ek kom na die huis van die Here om nagmaal te gebruik. Want jy sien hiermee herdenk ek die dood en die opstanding saam met die kinders van die Here. Weet jy wat sê die Bybel? Luister tog man. Hy sê, so dikwels as julle by mekaar kom. Met ander woorde, dis kerk. So dikwels as julle dan by mekaar kom, dan moet julle wag vir mekaar, die brood breek en die beker inskink. En die 8ste plek, hoekom ek kerk toe kom, is omdat ek hom so lief het, en hy my lief het. Amen. Toe ek daai jare vir hierdie girl hiervoor gekuier het, sy is nou net 'n bietjie mooier as daai tyd, maar ek kon nie wag op 'n Vrydag om daar op my 50 te klim. Later het ek nog groter motorbike gehad. My motorbike het so geraas dat as ek haar bo kom, dan glide ek af daar na haar toe, dat haar pa nie hoor nie, en sit ek die bike af, dan glide ek tot voor haar deur. Maar ek kon nie wag om by haar uit te kom nie. Weet jy wat, kerk? Ek wil vir jou sê, dis mooi om 'n lidmaat te wees, maar 'n kind van God begeer om in die teenwoordigheid van die heiliges en van die kerk te kom. Kan ek aan amen gaan? Is dit nie waar? Is dit nie waar? Halleluja. Luister, kom ek sê vir u, ons as kinders van God moet besigheid meen met ons God. Ek bedoel wat ek sê. Dis nie net vir my 'n happy-go-lucky, 'n moggetroffe of iets wat sommer maar net doen, omdat dit 'n gewoonte is nie. Ek het die gewoonte aangekweek, omdat ek weet hy het my lief en omdat ek hom lief het. En omdat ek gemeenskappe met die heiliges wil hê, luister, jou Christenskap moet 'n ernstige saak wees. Ek en my vrou gaan vakansie. Baie keer, wanneer ons op vakansie is ons nou nie naby 'n kerk nie. Maar weet jy, dan kom ons maar en dan lees ons ook die Bybel en ons bid ook saam. Jy weet, party ons sê ons, ag pastoor, ek kan by die huis ook lees en bid. Ag jyte jong, ek wil net vir jou sê, ek doen dit ook daar. Maar die onderlinge byeenkomste van God, sê die Bybel, moet julle nie laat so sommige, en ek wil amper sê, 'n slegte gewoonte het. Daar is nie vir my iets anders op 'n Sondag om te weet ek kom en deurdat ek hier na die heiliges of aan die kerk van die Here is, dat ek weet die Here, ek is besig om my God te eer. Ek groei in die genade. Ek berei my voor vir die ewige lewe. Ek kom omdat ek u liefhet en omdat u my liefhet. Kan ek 'n amen kry? Prys die Here. Luister, mense wil graag gestreel word.
Jy weet, mense nou sit daar in kerke en sê hulle, ag pastoor, los die sonde man. Preek vir ons die liefde. En dan sê hulle, los die heiligmaking. En preek vir ons die voorspoed. Kom ek sê dit vir jou onomwonde. Dieselfde God van liefde is die God wat sonde haat. Dieselfde God wat voorspoed wil gee, is ook die God van heiligmaking, dat ek en jy afgesonder vir die Here sal lewe. Kan ek gou 2 skrifte lees? 1 Petrus 1. Hoor wat sê hy? Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek sê die Here is heilig. Wat sê hy hier in Openbaring 21, wanneer hy praat van die sonde, dan sê hy, want daarin sal nie inkom iets wat veronreinig en gruwelik en leuns doen nie, net die wat in die boek van die lewe van die Lam geskrywe is. Daar moet 'n verskil wees, geliefde, hoor my, tussen die kerk en die wêreld. Terwyl ek kyk na die wêreld, is dit die wêreld wat moed verloor. Maar wanneer ek kyk na die kerk van Jesus, is dit hulle wat moed skep. Dit is wanneer ek kyk na die wêreld, dat hulle afsak na onder, maar wanneer ek kyk na die kinders van God, dan wil ek sê, is dit hulle wat hoër sweef in die Here. Wanneer ek kyk na die donker wat die wêreld beleef, dan sien ek nog altyd dat hy is ons lig. I saw the light. No more darkness, no more night. I'm so happy. Hallelujah, no sorrow in sight. Praise the Lord. I saw the light. Ons spoel nie met die rivier af nie. Maar wanneer het kom by die kind van die Here, dan swem ek teen die stroom van hierdie lewe. Jy in 'n rivier val en jy los maar net, gaan jy afspoel. Iemand was nou daar by die Ograbiese watervalle, Oranje rivier. Ek het 'n oom en 'n tannie gehad wat in daai rivier verdrink het. Maar kom ek sê net vir jou dit, dat as jy in 'n rivier val, moet jy swem om behoue te bly. Kerk van die Here, kind van God, ek sê weer, jy moet dit ernstig met God bedoel. Jy moet dit ernstig met God bedoel, want jy sien, as jy net normaal weggaan, gaan jy maar net afspoel, maar ons moet swem teen die strome. Dink aan 'n ou boer wat ek eenmal gevra het om te bid. Terwyl hy bid, toe bid hy hierdie woorde, toe sê hy, ons is nie van hier nie, maar ons is gestuur. En ek wil sê, geliefdes, luister mooi, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is beplan vir die ewigheid in die hemele by Christus Jesus. Halleluja. Jy weet, predikers skryf dit so, en dan sê hy hierdie woorde, nou kom hy daar in die 12de hoofstuk van Prediker, en dan sê hy, en stof is jy, en tot stof gaan jy terugkeer. Hy sê, en dan moet die gees van die kinders van God terugkeer na God. Geliefde, ons gaan almal hierdie lewe los, hoor. Het jy gehoor? Jy en ek en elkeen wat hier sit, gaan iewers die lewe moet los. En stof is jy, en tot stof gaan jy terugkeer. Maar Prediker sê, dit is die tyd wanneer die gees na God toe terugkeer. Hoor nou mooi wat ek vir u wil sê. Dit gaan nie oor die kwantiteit van sake nie. Dit gaan oor die kwaliteit van jou godsdiens. Amen.
Jy weet, kwantiteit kan amper wees en dan dink ek sommer maar net aan daai fariseer. Hy het lang gebede gebid, maar hy het eintlik dit gedoen om ander te beïndruk. Man, luister, moenie ander wil beïndruk, nie beïndruk God. En hy ou kom, en hy staan in hierdie deel, waarby hy dan sy lang gebede bid, want hy is besig met kwantiteit. Maar toe kom daar 'n tollenaartjie, en hy het kwaliteit gebid. En hy sê net, Here, wees my sondaar genade, met trane, met opregtheid, kom my voor die aangesig van die Here. Nou wil ek oorgaan na Jesaja, toe hoor nou wat sê Jesaja. 8ste hoofstuk, en dan kom hy met hierdie deel, wat hy nou dit so uitlig. Hy sê in die 15de en die 16de vers, en baie onder hulle sal struikel, hoor nou mooi, hier is 'n waarskuwing. Baie sal struikel, en baie gaan val, en verbreek en verstruk en gevang word. Met ander woorde, 'n baie duidelike waarskuwing van sonde en afwykings het Jesaja eerstens bestraf die verkeerde, die laksheid van die mense. En dan sê hy, en baie het gestruikel, hulle het geval, hulle het die dinge verbreek, hulle is verbreek en hulle het verstruk geraak en hulle is gevang. Maar hoor wat sê die 16de vers. As jy bind die getuienis toe en verseël die wet in die hart van my leerlinge. Met ander woorde, wat is die tweede doel? Hy het hulle geleer, hy het hulle aangemoedig dat hulle die woord van God in hulle harte sal dra. Kom dit so, wat ek vir u wil sê is dat God se kinders het in hierdie tyd van verwarring meer nodig as net 'n kerkgebou. Ons het meer nodig as net 'n lidmaatskappe. Ons het meer nodig as net om 'n liedjie te sing omdat ek hom ken en om die Bybel te lees omdat die pastoor vra jy moet dit lees. Luister, hulle het sê die 16de vers, die woord van God het hulle verseël waar in hulle harte, en dan sê hy, en dit is van my leerlinge. Hulle het hierdie deel gehad, sodat ons in sy plan en in die bedoelinge van die Here kan lewe, nie as engeltjies nie, want jy is nog nie 'n engeltjie nie, maar dank sy God, ons leef daarin as leerlinge van God. Hy sê ek het die woord in my leerlinge se harte, het ek dit daar bevestig en daarin gebrand. Jy weet, toe ek op skool was, skoolwerk nou anders, het ons 'n lammervanger gehad. 'n lammervanger. Kyk, as jy die dag afsiek, as jy sit nie jou voet by daai huis uit nie, en as 'n kar net bietjie stadig af, en sê, o Heerlik, dit is die lammervanger. Hierdie ouens gaan my pynig, hulle gaan my toesluit. Kyk, ons is bang vir lammervangers. Kan ek hand sien? Ja, bang vir die ouens. Lammervangers, hy ding vang nie, joh. Maar kom ek sê vir jou, as leerling van God, is ek en jy besig om in 'n rigting te beweeg, waar ons God se genade smaak, en dat ons gaan sien en weet wat hy goed is. Weet jy wat is ek? Ek is kind, maar ek is ook deel van dit, wat vir my sê dat ek is 'n leerling. 'n leerling van die wette,
Kyk nou wat sê God. Dan kom hy hier in Jeremia 31. En dan gaan ek gou vir u daar lees in Jeremia, die 31ste hoofstuk. Hy sê so, die 33ste vers. Maar dit is die verbond wat ek na julle in die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte. Met ander woorde, waar wil God sy woorde bevestig? Hy wil dit in die hart van die mens kry. Kom ek sê dit vir u so. Wanneer ek kyk na hierdie Bybel, dan noem ons dit die Logos. Maar wanneer ons kyk na die woord in ons harte, dan noem ons dit die Rema. Nou kom 2 Korintiërs 3 sê so, ons moet ons bekwam as dienaars van die Nuwe Testament, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Die letter maak dood. Wanneer ek en jy kyk na hierdie dele van die Bybel, kom ek sê vir die baie mense, het baie groot dinge rondom dit. Jy sal nooit opreg kan lewe. Hoor nou wat ek vir jou sê. As jy net die Logos in jou hart kry, jy sal moet by die Rema uitkom. Want dit is die openbaringskennis van die woord. Jy sien, wanneer jy kom by die Logos, is dit net 'n boek. Maar binne in hierdie boek is daar lyne van God. Geïnspireer deur die Heilige Gees. Daarom kan ek nie net die Bybel lees en sê, weet jy wat, ek het nou vandag ook 'n hoofstuk gelees. Luister, jy moet die hoofstuk lees, maar jy moet hom binne in jou hart bære. Hy moet nie die Logos bly nie, hy moet die Rema, die openbaringskennis van God moet dit word. Kyk hier na Dawid. Nou kom hy so in Psalm 37, en dan sê hy in die 31ste vers, hy sê die wet van sy God is in sy hart, en sy gange sal dan nie wankel nie. Jy sien, dit gaan nie oor die Logos net nie. Want hy sê, die wet van God het ek glo, Dawid was iemand wat het gelees het, gebestudeer het. Maar wanneer het kom by die deel, dan sê Dawid, hy sê hierdie Logos is in sy hart gewerk. Met ander woorde, die woord moet lewendig word hier binne. Ek en jy moet in die deel staan waarby ons sê, Here, ek soek die woord. Ek soek die guns van die Here. Moenie laat dit net 'n geskrewe woord wees nie, want sê ek weer, die letter maak dood, maar is die Gees, die Rema, wat die openbaring gee en die krag van God in ons lewens. Verdriet en teëspoed is nie noodwendig 'n straf nie. Want dit leer ek uit Jesus, die groot leermeester, vir sy leerlinge. Jy sien, ek wil sê, punt nommer 1, is wanneer daar iets gebeur, wil ek sê, wat wil u sê, Here? Amen. En nommer 2 wil ek sê, God wil hom in jou situasie openbaar. Amen. As jy nooit stryd kry nie, sal jy nooit 'n getuienis hê nie. Amen. Maar wanneer ek deur daai gaan, man, hoe warmer die oond, hoe suiwerder die goud. Wanneer ek kyk na Jesaja 8 in die 16de vers, dan praat hy en dan sê hy, leer van die leerlinge. Of die leerlinge moet nou leer. Jesus
het deur lyding die grootste ommekeer van alle tye gehad en van alle tye veroorsaak en tot stand gebring. Jesus het dit gedoen deur lyding. Die grootste ommekeer wat hierdie wêreld ooit kon doen. Wanneer jy kyk na 'n blompot, dan word hy deur 'n vuurwarm oond gesit. Weet jy hoekom? Om sy vorm te behou. Daar is oonde wat ons deurgaan, sodat ons ons vorm kan behou. Ja, ons gaan deur stryd. Maar ek wil sê dat God leer ons, deur dit vorm hy ons, en deur dit suiwer hy ons. Alleen sal ek en jy struikel en val en dit nie maak nie. Maar dit is Filippense 4:13 wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my help. Kan ek net vir u sê, bly by die woord. Hou by die woord van God. Iemand wat vir my baie naby in die hart lê, is iemand soos Richard Wurmbrand. Daar was 'n tyd gewees toe hy 14 jaar in 'n gevangenis gesit het, net omdat hy nie Jesus erken het nie, of omdat hy Jesus erken, moes hy daar gaan sit het. Maar ek wil sê, Wurmbrand vertel, dan sê hy, daar was 'n tyd gewees toe hy nie 'n Bybel kon gehad het vir jare. Hulle het baie keer die Bybel uitgeskeur, dan het hulle onder mekaar so gestuur, blaadjie vir blaadjie, laat almal daarom iets kan lees. Jy sien, dis nie die papier, dis die rema wat hier binnekant is. En Wurmbrand vertel, en dan sê hy, hulle kon die Bybel, die logos van my af wegneem, maar hulle kon nooit die rema uit my hart uit wegneem nie. Wie, hy het iets moois geskryf, ek lees dit daar, hy sê, to believe in him is not a great thing, but to become like him is truly great. Dat is groot woorde, né? Met ander woorde, deur hierdie woord, deur die logos, deur die rema, wil ek aan die einde van die dag kom by die deelname wat ek wil sê, o Here, ek wil in u naam, wil ek hierdie woord in my hart bære. Daar gaan tye kom in jou lewe, hoor my. Daar gaan tye kom in jou lewe, wat jy nie die Bybel sal in die hande kan kry nie. Maar dan moet hy waar wees in die hart van my leerlinge. Leer die Bybel, vriend. Leer die skrifte. En laat dit in jou hart gebêre word. Ek gaan sluit. 1 Petrus die 5de hoofstuk, die 10de vers. 4 dinge wat die Bybel hier noem. En dan kom hy met hierdie woorde en ek lees vir u in die 10de vers. Hy sê, mag die God van alle genade self, wat ons geroep het, tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het. En dan sê hy, mag hy julle volmaak, bevestig, versterk en grondwys. God, wat jou en my geroep het, nadat ek en jy, en ek dink nie, ek sluit iemand uit nie, dat daar tye wat kom, dat jy ook in dele sal staan van lyding, van moeite en van verdriet. Maar dan sê hy sê hierdie 4 dinge moet jy in die tyd van jou stryd vashou. Punt nommer 1, hy sal jou volmaak. Hy sê eintlik in die Engels, it's to adjust, to perfect, to finish
and to complete. Eintlik sê volmaak, hy wil jou 'n ereplek by hom gee, sê amen. Nommer 2 sê hy wil dit bevestig, met ander woorde, standvastig te wees en om rigting